uitsake. Wel, dis natuurlik die maand van die liefde. Dis ook die dag van die liefde. Dit is Valentynsdag. Goeiemôre en baie welkom aan julle almal. Ek is seker julle almal dra pink vandag. En nou is dit vandag inderdaad goed gedink om 2 kundiges te nooi om raad te gee oor daardie ou klein dingetjies wat die liefde net sterker laat blom. Welkom aan Kobus van der Merwe en Drien van der Byl. Pa en dogter, goeiemôre. Ek hoop julle het vir ons baie en goeie raad. Lekker om julle hier te hê. Baie dankie. Uit hier. Ja, ek het 'n paar dingetjies wat ek graag wil vra. Ek wil namens 'n vriend wil ek hoor seker. Sekerlik. Vra. Charlene, het jy 'n paar vrae? Ek weet jou vrou is baie bly dat hulle vandag hier is. Baie welkom Kobus en Drien, ek hoop julle gaan lekker kuier. Ek glo hulle kennis gaan baie insiggewend wees. Nog iemand wie se kennis van onskatbare waarde is wanneer dit kom by 'n mens se vel is Dr. Judy en sy antwoord later 'n paar kykersvrae. Goeiemôre. Charlene? Voel jy geliefd? Ja, ek wil net, is ek die enigste een wat die moeite gedoen het om Valentynsdag aan te trek, David? Ek wil, wat gaan hier aan? Dit 'n bietjie oordoen, maar okay. Dra my hart op my mou, as dit ware. Nee, maar dan nou 'n hartlike goeiemôre. In die Sakefokus wys ons julle verskeie ondernemings oor die land, vind meer uit oor sonkragoplossings van Bluetech en ozonterapie van Aqua Ozone. Ag, dankie Hartjie. Ek wonder wat Corlie vir ons vandag gaan maak om te pas by Valentynsdag. Hallo Corlie. Môre Davie, ek wil oranje dink ek is naby aan rooi en pink. Nou eerstens wil ek van my kant af ook sê gelukkige Valentynsdag. Ek hoop elkeen van julle het iemand om te bederf of dat daar iemand is wat jou bederf. Ek deel vanoggend 'n heerlike resep wat jy dalk sommer die naweek vir daardie spesiale persoon kan maak. Dis 'n botterskorsie carbonara met roosmarijnspek en daarmee saam geniet ons 'n heerlike vars leeuwenkuil rosé. Wel, ek wonder wie julle gaan bederf. Vandag stel ons nog 'n kandidaat weer aanbieder aan julle voor en dis Elsie van Jaarsveld en sy kry nou die kans om die weer voorspelling vir ons te doen. Hoor na. Die weer word met trots aan jou gebring deur Laveld Agrochem. Saam boer ons vooruit. Goeiedag en welkom by Weersake. Die afgelope week het die tropiese sikloon Gizani verwoesting gesaai in Madagaskar. Die sikloon sal Mosambiek vandag rakelings tref, maar 'n koue front langs Suid-Afrika se ooskus sal die sikloon uiteindelik wegstuur en dieper druk na die Indiese Oseaan. Ons kyk nou na die toestande vir vandag. En dit is 'n koue front wat meer ooswaarts beweeg. Dit druk Gizani in 'n ooswaartse rigting. Reën en bewolkte weer wat kan voorkom hier in die oostelike gedeeltes van Suid-Afrika. Hewige donderbuie in die noorde, later sal dit ook uitbrei na die noorde in Limpopo. Sware buie wat nog steeds vanaand in die noorde van Suid-Afrika kan voorkom. 'n Sterk noordoostelike wind oor die westelike platoerand bring hoë temperature in die westelike gedeeltes van Suid-Afrika. En dan teen môre in KwaZulu-Natal waar dit koeler weer kan wees en ligte reën in die gebied, reën en donderbuie in die noorde van die land. Dit sal baie warm wees in die westelike gedeelte van Suid-Afrika en winderig hier langs die suidkus. Dan ook 'n baie warm Saterdagmiddag lê voor in die Laagveld met 35 grade in Phalaborwa. Sondag sal dit bewolk en koeler wees met 'n maksimum van 25 in Phalaborwa met slegs 18 grade in Mbombela. Dit sal sonnig wees in Bloemfontein met reënweer in KwaZulu-Natal vandag. Sondag sal dit koud wees met 'n minimum van 9 grade in Newcastle en 10 grade in Pietermaritzburg. Ligte reën kan voorkom in die Oos-Kaap nadat die koue front deurbeweeg het die naweek. Die reënweer sal Sondag opklaar en ons verwag 'n maksimum van 23 in Oos-London. Dis winderig in Kaapstad met 23 grade maksimum. Sonnige toestande word vir Sondag voorspel en dit raak baie warm in die westelike binneland. Saterdag se maksimum is 30 grade in Springbok en ons verwag dat dit teen Sondag nog warmer kan word met 'n sterk noordoostewind oor die platoerand.
Die voorspelling teen Maandag sal koud wees hier langs die Ooskus en dit is reën wat ingebring word oor KwaZulu-Natal, droog in die noorde van die land, enkele donderbuie oor Namibië en baie warm in die westelike helfte van Suid-Afrika. 'n Misbank teen die weste en dit is dan teen Maandag aand en dan ook donderbuie wat kan voorkom oor die Kalahari streek. Teen Dinsdag sal dit 'n mooi weersdag wees oor die grootste gedeelte van Suid-Afrika, baie warm steeds in die weste en winderig langs die ooskus van die land, enkele donderbuie oor Namibië. Maandagoggend sal dit koud wees in Ermelo met slegs 9 grade minimum en 10 grade in Johannesburg. Dit sal 'n baie warm middag wees in die westelike helfte van die land. Dinsdagoggend is dit steeds koud oor die Hoëveld in die binneland van KwaZulu-Natal en in die Vrystaat. Matige temperature in die middag, maar steeds baie warm hier in die weste van Suid-Afrika. En wat die wind betref, vandag verwag ons 'n sterk wind oor die ooste van die land wat steeds gepaard gaan met die sikloon en 'n sterk suidewind wat voorkom agter die koue front hier langs die ooskus. Môre waai die sterk wind die westelike platooraan, dit is waar dit dan gaan waai en die windspoed neem af in Kaapstad. En 'n ligte wind in die sentrale en oostelike binneland van Suid-Afrika en dit is dan al van die weersentrum oor na Dawie met landbousake. Landbounuus word met trots aan jou gebring deur Laveld Agrochem. Saam boer ons vooruit. Mooi so Elsa, dis haar eerste aanbieding en sy kry sommer 'n sikloon. Ek gesels nou met Michelle Bristow en sy is die uitvoerende hoof van Genesis Nutritional Products. Ons gesels oor voedselsekerheid en wanvoeding. Goeiemôre en baie welkom. Dankie Dawie, lekker om weer hier te wees. Jy was nou al soos jy sê. Ja, voor jy my nie so tweede gewees. keer. Jou tweede keer. Sien is baie lekker en baie maklik. Ja. Vertel vir ons weer, herinner vir ons vir weer 'n keer waaroor Ja, gaan dit. so Genesis is 'n hoë proteïene maaltyd wat nutrisioneel gebalanseerd is en wat vir almal is. Ons het net besluit hoe kan ons gesondheid maklik maak. So dit is wat ons produk oor is, gesondheid. Maar dis nie net dit nie. Dit kan ook gebruik word, dit kan help met hongerte en wanvoeding wat so terloops 'n groot probleem in die land is. Ja, so die statistiek in Suid-Afrika is erg. So 1 in 3 mense is op gemiddeld gaan bed toe honger. En 1 uit 3 mense. 1 uit 3 mense en meeste van dit is kinders. Ja. So hulle is baie honger. En ons het hierdie produk wat regtig dit kan minder maak. Dit's kos-effektief, dis hoë proteïene, dit het elke liewe vitamiene, minerale in is. So ons bevoed baie mense met Genesis. En wat my plan is, mens kyk, die absolute armoede in Suid-Afrika is besig om toe te neem. Ja. Maar wat julle nou doen, julle verskaf maaltye per maand. Hoeveel maaltye verskaf julle? En deur hierdie uitreikingsprogramme, So ons op die hoeveel is dit? Ja, op die oomblik gee ons 50,000 maaltye en ons het maatskappye wat met ons partner en hulle het ook hierdie behoefte om honger minder te maak in Suid-Afrika. So Laveld Agrochem is een van die maatskappye en Outsurance en hulle help om honger minder te maak in Suid-Afrika. So wat is die beste manier om honger minder te maak? Mense te voed, maar reg te voed met Genesis. So ons is 'n maaltyd. So as 'n mens kyk na honger, is dit baie keer completely overwhelming. 'n Mens moet gaan pap koop of vis koop of blikkies koop en ons het alles in hierdie produk en is ook die mees koste-effektiefste manier om mense te voed. So vir onder R3 kan 'n mens honger vir die dag elimineer. So maar die kykers, al die ontbytsake kykers byvoorbeeld, wat kan hulle nou doen, prakties doen om vir julle te help Hulle om kan armoede en honger te verminder? Hulle kan vir ons kontak, ons by ons webwerf, daar's 'n donasie blad, maar hulle kan ook direk met my praat en vir my laat weet wie is na in hulle hart, wat 'n gemeenskap, wat 'n skool en dan kan ons die Genesis daar aflewer. Uit die donasies wat ons kry, 97% gaan aan kos. So daar's net 'n 3% los vir logistics. Administratiewe koste en sulke goed. Ja, maar om amper 100% van die borg gaan na kos toe vir hierdie kinders. En besighede? Hoekom besighede? Wat kan besighede doen? So die besighede, soos ek sê, ons werk al met Laveld Agrochem en Outsurance en baie ander besighede, maar ons sê net vir hulle consider us vir een van julle CSI projekte. Ons weet voeding is belangrik, ons weet sport is belangrik, education. Maar van daai budget wat 'n mens het, gee 1%
aanvoeding, sodat die kinders baie beter kan studeer of beter op die sportveld kan speel. Ja. Sê my, is die probleem besig om groter te word in die land? Ja, dit raak groter. Baie groter. En Ja. dis kinders. En dis kinders. En die statistiek is elke jaar erger. Dankie dat jy by ons draai gemaak het en dankie vir die goeie werk wat julle doen. Michelle Bristow, uitvoerende hoof van Genesis in Nutritional Products. Wel, as 'n ekonom kan ek vir julle sê, dis eintlik maar net een langtermyn antwoord en dis ekonomiese groei. Ons moet die ekonomie nie groei kry, maar ongelukkig is dit so, van ons kinders word nie behoorlik gevoed nie. Dit beteken hulle kan nie behoorlike produktiewe werkers wees nie en dit lei weer tot swakker ekonomiese groei. Ekonomiese groei is eintlik 'n manier om hierdie spiraal te breek. Leon stel nou ons twee Valentynsgaste, die verhoudingsterapeute Kobus van der Merwe en Hendrien van der Byl aan julle bekend oor na hulle. Kyk, is tyd dat ons nou 'n bietjie ons verhoudings begin regryk hier in hierdie ateljee. Dit is Valentynsdag, is gepas. Kobus en Hendrien, baie welkom van my kant. Dit was heerlik om julle hier te hê. Kobus, nou, ek wil sommer by jou begin. Jy's 'n verhoudingsterapeut. Ja, Wat presies is dit en hoe lank is jy al doenig daarmee? ek's nou so vir 30 jaar daarmee besig, wat ek elke dag Tydjie. so op 'n stoel sit met 'n man en 'n vrou, Ja. of partykeer twee vroue, twee mans, Ja. maar twee mense voorwy. Ja. En daar's goed wat besig in die goed gebeur in die spasie tussen hulle. En wat 'n verhoudingsterapeut is dat is om die verhoudingsdinamiek, die verhoudingskwaliteit te help bestuur, want mens kan jy kan nie jouself raak sien nie, binnekant jou verhouding nie. So jy het partykeer net 'n oog van buitekant af nodig. Net om sê, kan jy dit bietjie minder doen, dit bietjie meer doen. Amper soos tennis speel of swem. Dit om mense te help met vaardigheid rondom verhouding. En jy's ook met imago, noem jy dit imagoterapie of wat? Ja, is imago verhoudingsterapie, ja. Ja, dis die imago is die Latyn vir prentjie of foto, dat ons dink 'n klomp van die goed waar mense vandag mee sukkel in verhoudings, soos om kontak te maak of as daar konflik is of jy sien 'n traan loop teen jou maat se wang af, van wat verstaan jy, hoekom is daar 'n traan, wat is konflik, wat is kwaad, wat is liefde, het baie te doen met ons kinderjare. Ja. So ons dink ons kinderjare speel 'n groot rol oor die prentjie van hoe verstaan jy liefde. En van die prentjie werk en ons help om daardie prentjie te verander. Absoluut. Nou kyk, ons maak nou lig daarvan, is maar op die ouene staan en val alles tog maar by verhoudings en die verhoudings in ons Ja, lewe en watter belangriker verhoudings is daar met die een wat jy jou lewe mee deel. So ek kan dan in daai eintlik by vraag aan jou en Hendrien is wat het jou laat besluit om in jou pa se voetspore te volg wat verhoudingsterapie aanbetref dan nou? Ja, wel ek vertel die storie eintlik baie, want ek dink ek het definitief in 'n sielkundige spasie groot geword en natuurlik was die geleentheid reeds daar. Maar ek dink my behoefte was eintlik om eerder met kinders te werk. Ek dink dit is waar my droom en passie sou gelê het en maar ergens het ek so 'n bietjie besef dat om met kinders te werk, jy kan 'n groot deurbraak hê in jou kantoor en in jou spreekkamer, maar tot 'n mate stuur jy hulle weer terug na dieselfde situasie toe. En regtig wat eintlik net gebeur is daar's 'n tydelike verandering wat gebeur. Dis 'n ervaring wat nou gebeur, maar die werk gaan eintlik nie verder nie. Want tot 'n mate is die hele stelsel ook iets wat moet aangespreek word. En ek wil graag regtig verandering bied, nie net tydelike verandering nie. En ergens het ek dit so 'n bietjie begin terugtrek om te verstaan dat waar begin die moeilikheid dan? Wat is die oorsprong van hierdie goeters en net soos wat jy nou noem dat 'n intieme verhouding tussen twee mense is nogals 'n fundamentele deel van lewe. Toe het ek so 'n bietjie gaan leer oor wat is die werk wat mense dan vir twee mense kan bied. In die oomblik toe mense dit al verstaan en om te sien dat as jy met twee mense kan werk, is daar ripple effek net soveel groter. So ek weet ek werk dalk nie dan direk met kinders nie, maar hierdie is 'n ripple effek op kinders, op jou bure, op hoe jy by die werk opdaag. So dis 'n bietjie dat dit is wat ek ervaar. En ons almal is eintlik maar kinders aan die binnekant. Kom ons wees nou maar eerlik met Ja, mekaar. ja. Ons gaan nou verder met julle gesels. Kobus en Hendrien gee op vir later vir ons bietjie praktiese raad, hoop ek. Maar ek ken een pad na 'n man se hart. En dis deur sy maag oor na Corlie.
leeuwenkuil rosé uit die Swartland met geure van granaat, framboos en 'n tikkie speserye komplementeer beide vars speselborde op 'n warm somersdag of 'n heerlike tomatiebredie in die koue winter. Nou hierdie botterskorsie pasta carbonara met roosmarijnspek is 'n heerlike variasie op die klassieke Italiaanse carbonara met romerige geroosterde botterskorsie puree en geurende kruie. Nou die gereg bevat bros, roosmaryn en rooipeper gegeurde spek, perfek gemeng met pasta en 'n heerlike eier parmesan sous. Nou dis 'n smaaklike maaltyd wat bietjie soetheid, bietjie brand, bietjie romerig uitbalanseer, ideaal vir daardie spesiale ete. Nou vir die sous en spek se voorbereiding gebruik ek so 'n pakkie botterskorsies. Nou jy sny net so gleefie in en dan sit jy dit in die mikrogolf om sag te stoom. Sodra dit gedoen is, dan versprei jy dit nou op so 'n bakplaat en dan geur jy dit met knoffel, timie, rissievlokkies, sout, peper en so bietjie olyfolie. Nou die spek dan nou geur jy met gekapte roosmaryn, rooipeper en heuning. En dan pak jy dit nou so bo-op, dan gaan dit oontoe om goudbruin te rooster. Nou die spek mag dalk voor die botterskorsie gereed wees of verbruin het, dan haal jy dit natuurlik net so lank af en jy kan dit so lank sny in stukkies. En aan die botterskorsie kan jy dan net nog bietjie in die oond rooster. Nou in 'n mengbak dan het ons dan eier en die parmesankaas wat jy net bymekaar kan voeg en dit dan lekker deur kan meng. Dan volgende is dit natuurlik jou linguine pasta wat jy net in water kook tot daai al dente stadium. En dan onthou om so 1 koppie van daai pasta water voordat jy dit weggooi, eenkant hou, net in geval jy dalk later dit nodig het om daai sous net so effe te verdun. Nou as ek terug is, maak ons die puree en meng ek dit met daai eiermengsel in die pasta in. Nou eers gesels begin Leon met vandag se sake fokus. Hi, ek is André Pollard. En as dit by besigheidslenings kom, kies ek vir Pollen Finance in my span. Tyd vir vandag se sakefokus en ons skop af met 3 ondernemings wat sterk in die landbousektor handel dryf met innoverende produkte en dienste. Ons kyk nou daarna en dan gesels Dawie met die uitvoerende hoof van Niasa oor arbeidsaangeleenthede. Aquatrox en Jojo het gesamentlik 'n nuwe watertrolly ontwerp, die Mguni. Dit hou 80 liter water en word maklik gestoot deur een persoon. 'n Kraan word gebruik om water uit te tap. Dit het ook 50 kg laaispasie bo op die tank vir hout of kruideniersware. Die Mguni verlig gemeenskappe se daaglikse stryd om water aan te dra en herstel waardigheid in die proses. Meer water as ooit kan op een slag vervoer word. Die dubbelwielontwerp verseker stabiliteit. Dit vergemaklik die gebruik oor enige terrein deur dit te trek of te stoot. Dit kan ook omskep word in 'n besigheidsgeleentheid. Voeg 'n drukpomp by en jy kan enigiets daarmee was, van motors tot vullisdromme en meer. Dit is ook ideaal vir korporatiewe maatskappye en NVO's as skenkings aan gemeenskappe. Die tank is in korporatiewe kleure beskikbaar met jou handelsnaam daarop. Hulle missie saam met jou is water gee lewe en waardigheid gee krag. Aquatrox in samewerking met Jojo. Besoek die webblad by aquatrox.com. FR Plus belê in ondernemings wat sterk batewaardes het. Dit sluit in sakereddings waar die kapitaal deur wetgewing beskerm word. Deur middel van kapitaal wat van beleggers verkry word, belê FR Plus in hierdie bategedrewe beleggings waaruit 'n renteopbrengs dan verdien word. FR Plus het ons nuwe moontlikhede oopgemaak. Hulle verstaan besigheid, hulle verstaan risiko en hulle werk saam met ons om weer vertroue op te bou. Beleggers kan mededingende opbrengste verwag wat dikwels beter presteer as tradisionele beleggings in die mark. Asook die geleentheid om hulle portefeuilles uit te brei met privaat ekwiteitbeleggings wat nie algemeen toeganklik is nie. FR Plus fokus ook op toeganklikheid en eenvoudige prosesse, met die voordeel dat elke belegger se belegging volgens hulle spesifieke behoeftes en voorkeure gestruktureer kan word.
FR Plus, voortdurend aan die innoveer met alternatiewe beleggingsgeleenthede wat waarde vir beleggers beteken. Jou besigheid is dinamies. Jou inklokstelsel behoort ook te wees. Met Allwage kan jy groot spanne onmiddellik bestuur met RFID bandjies, foute uitskakel met veilige biometrie, buigsaamheid bied met hulle gesigherkennings-app of jou mobiele werksmag toegang gee om in te klok met WhatsApp. Allwage is 'n aanlyn inklok en payroll stelsel, gebou vir arbeidsintensiewe nywerhede. Hulle platform is gebou op kernbeginsels wat saamwerk om foute uit te skakel, tyd te bespaar en 'n meer betroubare en doeltreffende werksplek te bou. Die gebruikersvriendelike stelsel het selfs waarskuwings om te verseker jou administrasie is op datum. Deur Allwage te gebruik, bespaar jy tyd en geld met vertroue in jou geklokte werknemersure en uitgawes. Jy het onmiddellike insig in ure, oortyd, spookwerknemers en verlof wat alles direk aan hulle betaalstaat gekoppel is. Jy bemagtig jou hele span. Deur 'n bekende toep soos WhatsApp te gebruik, kan jou werknemers hulle ure besigtig, verlof aanvra en toegang tot hulle betaalstrokies kry. Allwage, dis die toekoms van werksmagbestuur. Kontak hulle vandag. Gerard Papenfoos is die uitvoerende hoof van National Employers Association of South Africa, beter bekend as NIASA. Goeiemôre en baie welkom. Hallo Dawie. Lekker om jy te hê. Dankie. Julle doen baie goeie werk, kan ek net so terloops noem. Vertel vir ons, hoe lank bestaan NIASA? Wat doen julle nou eintlik? 30 jaar April volgende maand, oor volgende maand, 30 jaar. Begin met die oorgang van die nuwe Suid-Afrika. Nuwe arbeidsbedeling, baie progressiewe arbeidsbedeling. Die skuif van die klem op arbeid, beskerming van arbeid en die druk op werkgewers wat oor 30 jaar net meer en meer toegeneem het. En ons speel in daai volle area, van A tot Z, van klein tot groot, van 'n klein werkgewer tot in die parlement, tot in die konstitusionele hof, alle fasette van besigheid en arbeid. En dis baie fasette. As mens so kyk na die ekonomie, is die twee groot rolspelers, die ouens wat werk en die ouens wat die werk gee. Ja. Rolweg. En jy verteenwoordig die werkgewers, kan mens maar sê. Ja. En ons weet die Suid-Afrikaanse ekonomie presteer baie swak. So wat sou jy sê van 'n werkgewersperspektief? Wat is die rede dat Suid-Afrika se ekonomie so groei so swak is? Wat gaan aan? Wel, werkgewers word geïnhibeer. Werkgewer om werk te skep moet jy investeer. Jy moet investeer en jy moet mense in diens neem. As jy die werksomgewing onseker maak, as die werkgewer begin onseker raak oor hoekom hy sy geld hier moet investeer, dan investeer hy minder. En as jy dit vir hom moeilik maak om te employeer, dan employeer hy minder. En dis hoekom die ekonomie swak presteer. Dis hoekom daar ongelooflike groot werkloosheid is. Dit kan reggestel word, maar die ouens wat in charge is, gaan dit nie regstel nie. So daar's 'n wanbalans in terme van die maggiese, maar kan ek net vinnig, en ons tyd is baie min. Wat is julle standpunt ten opsigte van goed soos byvoorbeeld swart ekonomiese bemagtiging, gelyke indiensneming, wet op arbeidsverhoudinge, minimumlone en dies meer? Wel, die hele lot, 'n besigheidsman word 'n besigheidsman omdat hy die vryheid wil hê om besigheid te doen. Dit is 'n ou wat nie wil werk vir 'n ander ou nie, hy gaan werk vir homself en hy groei. Hy dink vir homself, hy doen self en al hierdie goeders en al hierdie areas word hy geïnhibeer. Regstellende aksie, gelyke indiensneming, sogenaamd employment equity, sê vir jou wie moet jy in diens neem, hoeveel van hulle moet jy in diens neem, hoe moet hulle lyk, watter geslag moet hulle wees en of hy gestremd is en of nie gestremd is nie. Werkgewers hou nie daarvan nie. Regstellende BE sê vir jou dat as jy nie aandeelhouding aan 'n ander ou gee op grond van ras, dan het jy nie toegang tot die volle ekonomie nie. Die wet op arbeidsverhoudinge, en ek raak net aan hoogtepunte, die wet op arbeidsverhoudinge beskerm 'n werknemer tot die mate dat dit gevaarlik is om hom in diens te neem. So wat moet 'n werkgewer dan nou doen? Wat kan jy nou doen om van hierdie las ontslae te raak? Wel, jy moet goeie advies kry. Dit is die reëls is kompleks en jy moet net soos 'n belasting adviseer, moet jy goeie advies kry. En dis wat julle doen? Oor die hele spektrum, ja. So hoe gaan ou te werk nou en wat doen julle om veranderings aan te bring? Oké, ons help die maatskappy in al hierdie goed. Maar wat doen ons om veranderinge aan te bring? Ons het nie die stem in die parlement nie. Dis waar jy die verandering moet aanbring. Ja. Maar nou moet ons werk met wat ons het
En daar help ons 'n werkgewer met wat ons het om dit vir hom makliker te maak. En jy kan dit nie eintlik meer sonder advies doen nie, net soos wat jy 'n suksesvolle besigheid nie sonder 'n belastingkundige is. Dit is eintlik so jammer, dat as jy besigheid wil bedryf, moet jy advies kry om besigheid te bedryf. Nee, en dit is deel van die probleem wat dit het. Gerard, ek is jammer ek moet jou in die wrede val nie. So Gerard Papenfoes, die uitvoerende hoof van NIASA, dankie dat jy by ons 'n draai gemaak het en dankie vir die goeie werk wat julle doen. Baie dankie. En die verskriklike ironie is dat ons het al die wetgewing wat veronderstel is om arbeid te beskerm en die gevolg daarvan is reeds dat arbeid ondermyn word vir al die mense wat nie werk het nie. Ons kyk nou na verskeie besighede in Gauteng en daarna gesels Leon met die manne van Aqua Ozone. Adendorf Machinery Mart verskaf hoë gehalte gereedskap en masjinerie teen mededingende pryse. Oor dekades het die besigheid gegroei tot 'n nasionale kleinhandelketting met takke regoor Suid-Afrika wat 'n wye reeks produkte bied, gerugsteun deur kundigheid en betroubare diens. Hulle spesialiseer in die verskaffing van hoëgehalte gereedskap, masjinerie en industriële toerusting vir die konstruksie, motor, ingenieurs, landbou, doen dit self en professionele handelssektore. Hulle reeks sluit alles in van kraggereedskap en werkswinkelmasjinerie tot kompressors, kragopwekkers, swystoerusting en meer. Kliënte kry betroubare en duursame produkte wat ontwerp is vir beide professionele en tuisgebruik teen uitstekende waarde vir geld. Hulle wye produkverskeidenheid maak Adendorf 'n ware eenstop bestemming en met landwye takke vir gerief en onderdele, herstelwerk en naverkope ondersteuning hoef jy nie verder te soek nie. Adendorf Machinery Mart, meer as 35 jaar se bedryfservaring en vertroue. Besoek hulle vandag. VPAC Electronics is in 1987 gestig en is tans een van Suid-Afrika se primêre verskaffers van industriële elektroniese komponente. Die maatskappy werk trots saam met bedryfsleiers om aan die eise van die mark te voldoen. VPAC spog met 'n robuuste verskeidenheid industriële produkte wat ontwerp is om aan al jou vereistes te voldoen. Van elektronika tot sisteme, jy sal regkom met hulle veelsidige opsies. Hulle verskafferskatalogusse bied slegs die beste produkte en hulle span bied omvattende bystand om ingeligte besluite te verseker. Die VPAC produkreeks is wyd: kragtoevoere, DC-DC omsetters, twee-rigting programmeerbare kragtoevoere, oscilloskope, spektrumontleders, arbitrære golfopwekkers, foto-elektriese sensors, enkodeerders, termiese kameras, elektriese omhulsels, fabriekautomatisering toestelle, toets- en metingsprodukte, chemikalieë vir elektronika en soldeerstasies. VPAC Electronics, mededingende pryse, tegniese ondersteuning en volledige naverkope diens. Duisende mans kan weens 'n mediese toestand of ouderdom nie 'n suksesvolle ereksie kry of behou nie. Daar is egter 'n eenvoudige oplossing, die VacuRect. Die VacuRect is 'n diskrete mediese vakuumapparaat wat betroubaar is en gebruik kan word sonder die neeweffekte wat dikwels gepaard gaan met pille en inspuitings. Die VacuRect is plaaslik ontwerp, getoets en goedgekeur deur die Pretoria Urologiese Hospitaal en die Universiteit van Kaapstad. Dit het ook FDA-goedkeuring en die CE-merk. VacuRect word wêreldwyd verkoop en aanbeveel. Ek gesels met die lekker mense van Aqua Ozone, Anton van die Kerk en Dr. Jackie Hatting. Goeiemôre. Môre Leon. Baie lekker om julle weer hier te hê. Dr. Jackie, kom ek begin by jou. Ons het nou al 'n paar keer gesels oor hoe voordelig ozonterapie is vir ouer mense met kroniese siektetoestande. Maar is daar enige voordeel om dit voorkomend te gebruik? Leon, beslis. So ons moderne leefstyl en omgewingsfaktore plaas enorme streslas op ons liggame, fisies en emosioneel. En ozonterapie help juis om daardie streslas te verlig deur suurstofbenutting te optimaliseer. En dit verbeter jou immuunstelsel, dit help herstel en algemene veerkragtigheid. So dit is ideaal vir voorkomende gesondheid. Nou, hoe kan Aqua Ozone Global in 'n huishouding gebruik word en watse gesondheidsvoordele kan ou kry veral kinders uit hierdie stelsel? So ja, ons kinders is ongelukkig nie vrygestel van daardie omgewingsstresfaktore fisies en emosioneel nie. So daar is ozon toestelle wat met veiligheid in die huis gebruik kan word om lugkwaliteit te verbeter. Dit help hulle immuunstelsel balanseer, dit bevorder ook rustiger slaap, verminder allergiese reaksies en juis omdat ozon ook inflammasie en oksidatiewe stres aanspreek, is dit iets wat ondersoek word as 'n bykomende terapie vir kinders met ADD en ADHD. Nou Anton, as dit kom by water en stort en oefening,
Hoe prakties is hierdie stelsel vir daaglikse gebruik? Yes, Leon, ek kan regtig vir jou sê dat die rede vir waarvoor hierdie toestel gemaak word is vir twee, gemak en gesondheid. Die gemak daarachter is hy's maklik draagbaar, hy werk met 'n afstandsbeheerder, jy kan hom gebruik in verskillende ruimtes, in jou stort, in jou badkamer, in die bad selfs, verstaan, in jou water. Daar is 'n regtig gemaklike manier om dit te gebruik, wat dit net soveel meer voordelig vir jou maak om dit te kan doen. So dis baie veeldoelig, maar wat van aktiewe mense wat oefen, en atlete en dis meer? Jong, die gemaklikheid daar is omdat jy hom enige plek kan gebruik in die verskillende ruimtes wat dit is eintlik gemaklik dat waar ook al ewer jy gaan, dit dan vir jou gemaklik om te kan gebruik, aan te skakel en dan die voordeel van hierdie terapie te kan gebruik. Ja, nee, ek kan dit dan insien, soos jy sport beoefen of so, dis meer, dit gaan dit vir jou baie gemaklik maak. Anton, dan, altyd nou, ietsie spesiaal, spesiale aanbod, ek hoop jy het vir ons ietsie. Wel, verseker sien dat dit nou die Valentynsdag is en jy so mooi aangetrek vir die geleentheid. Normaalweg wat hierdie stelsel sal kos, sal wees 29.200, maar vandag vir die eerste 30 luisteraars en kykers wat dis dan nou deel is van dit wat ons doen, gee ons 'n massiewe R7.200 afslag net vir vandag en dit maak dan dat jy die hele stelsel kan kry vir die bedrag van 21.999, wat dan nou insluit obviously die hele stelsel, 'n lewenslange waarborg op die motor, dit sluit ook in gratis aflewering en dan nou spesiaal vir Valentyndag, verstaan, gaan ons dan 'n watersuiweringsgedeelte bygee, wat dan kan gebeur. Hoe maak kykers as hulle van hierdie obviously al die inligting sal op die skerm wees, so stuur ons 'n boodskap, ons kom na jou toe terug so gou as wat ons kan. Goeie belegging is 'n belegging in jouself. Anton, baie dankie, so julle en mense kan ook aquaoceanglobal.co.za gaan besoek. Baie dankie Anton van die kerk, dat jy vandag gedraai gemaak het, en Dr. Jackie Hatting, is altyd lekker om met julle te gesels. Dankie Leon. Dankie. Nou Dawie is volgende aan die beurt met ekonomiese sake. SAVF is die ontwikkelaar van 380 nuwe wooneenhede en 'n gesondheidssentrum by die Oogaftree landgoed in Mokgopong, Limpopo. Hier word 'n Bosveld aftree leefstyl geskep waar natuur die mens en gesondheidsorg integreer. Wel, die staatsrede is gelewer. Kom ons kyk miskien wat die president gesê het oor 'n paar dinge hier en daar en kyk of ons miskien kan agterkom wat in die begroting gaan wees, want natuurlik het die president met die minister van Finansies gepraat en hier's 'n paar dinge wat ek nou nogal opgemerk het. Een daarvan is in terme van ekonomiese groei. Die president sê die ekonomie presteer glad nie goed nie. Daar was baie klem gewees om ekonomiese groei wat ek dink sekerlik 'n goeie ding is, maar die president reken 'n ekonomiese groei gaan so ietwat begin versnel en hy's heeltemal reg natuurlik. Ek reken daar's wel 'n onderliggende versnelling in ekonomiese aktiwiteite. Hy het onder andere verwys na die finansiële markte, die rand, die kapitaalmark, rentekoerse, inflasie en dis meer, en hy's weer 'n keer heeltemal korrek. Daar was sekerlik 'n verbetering gewees die afgelope tyd. Maar ongelukkig is dit so, laat as mens bietjie 'n langer tydperk na kyk. As jy byvoorbeeld die afgelope 10 jaar kyk, dan is dit baie duidelik dat die gemiddelde Suid-Afrikaner vandag swakker daaraan toe is as 10 jaar gelede. Ek dink die president het die grootste probleme inderdaad geïdentifiseer en die probleme het te doen met goeder soos plaaslike owerhede, elektrisiteit, misdaad wat hy baie klem op. Dis alles probleme wat daar is en hy het natuurlik 'n paar planne op die tafel gesit wat hy gaan doen om hierdie probleme aan te spreek. My probleem is tweelei. Die een daarvan is, gaan hierdie werklike planne geïmplementeer word? Daar's altyd 'n langritsplanne wat hulle doen en natuurlik die baie groot vraag, die ouens wat die probleme veroorsaak het, is dit die regte ouens wat ons uiteindelik daar gaan uitkry? So wat die begroting betref, een of twee goedjies, soos ek gesê het, iets wat sterker ekonomiese groei. SARS is baie aggressief. Hy probeer elke druppel bloed uit die ekonomie te kry, maar die ekonomie groei nie vinnig genoeg om die minister van Finansies sy uitgawes alles te finansier nie. En as 'n lang lys van ekstra uitgawes soos die weermag wat ontplooi gaan word, meer uitgawes vir hierdie waterprojekte, meer uitgawes om die mislike kwaliteite aan die gang te kry en dis meer. So ons gaan nou maar wag tot so oor 2 weke en dan gaan ek in die aanloop tot die volgende 2 weke gaan ek vir julle so een of twee goedjies vertel wat in die staatsfinansies aan die gebeur is en natuurlik 'n groot program oor die begroting self. Hierna gesels ek met James Kemp van Pretoria FM in die sake. En ons nuuspersoon van die week, James Kemp, goeiemôre en baie welkom.
Dawie, lekker, dankie. Jy het natuurlik die volle, hoeveel was omtrent 'n uur en 'n half? Ja, so dis so rapsie meer as 'n uur en 'n half. Ja. Jy aandagtig geluister na die president gewees en met al die wat is al hierdie swier en pragt en praal wat alles mee gepaard gegaan het met die hele staatsrede. So oorhoofs, jou indrukke. Dawie, ek het terwyl hy gepraat het onmiddellik teruggedink aan sy eerste staatsrede, daardie befaamde Tumamina of stuur my staatsrede, en in daardie staatsrede het hy verwys na staatskaping en erkenning van daardie probleme. Met hierdie staatsrede het ons weer eens gesien dat daar erkenning is van bepaalde probleme, maar soos met 10 jaar gelede is daar bepaalde beloftes gemaak oor die pad vorentoe. Weer eens nou het ons hierdie beloftes gesien oor die pad vorentoe. Ek dink ons verdien 'n staatsrede sonder die beloftes. Jy is heeltemal reg, daar word bepaalde probleme geïdentifiseer. Ons verdien 'n staatsrede waar ons terugvoer kry oor hoe daardie probleme opgelos is, en dit het ek in 10 jaar van Ramaphosa in hierdie Ramaphosa van hom nie gesien nie. So jy is nie vreeslik, klink dit vir my vreeslik positief oor die staatsrede van die president nie. Kom ons begin met die ontplooiing van die weermag. Kom ons gesels daaroor. Is dit 'n goeie ding of 'n slegte ding vir u? Dis nie 'n nuwe ding nie. Ek dink dis die belangrikste. Hierdie is iets wat in 2019 gebeur het. Die weermag wat tot in 2020 en op die Kaapse vlakte ontplooi was om daar te help om bende geweld hok te slaan. Ons het nie gesien dat dit enige vrugte afgewerp het nie. Om die weermag nou te ontplooi om te help met die onwettige mynbedrywighede in Gauteng, ons sal sien of dit meer vrugte afwerp as met die bendegeweld in die Kaapse vlakte, maar die feit dat beide die Wes-Kaap en Gauteng genoem is, beteken vir my die Wes-Kaap gaan weer daardie ontplooiing beleef, en dit het voorheen daar ons gehelp. Dis eintlik 'n erkenning dat die polisie mag werk nie goed genoeg nie, maar die president self het tog gesê die polisie moet wat noem hulle dit, die senior ouens moet weer 'n keer na gekyk word, lewensstandaard, lewenstyl, audits en dis meer. So ek dink hy gaan die polisie, lyk dit vir my ten minste is die plan om die polisie ook reg te maak. Wel, die polisie taakspan wat nou aangewys gaan word, 2 taakspanne. Ons het 2 taakspanne en hordeskommissies onder hierdie Ramaphosa era. Wat hierdie taakspan nou moet doen is, hulle moet nou die beweringe wat uit die Madlanga kommissie spruit, dit gaan ondersoek, en dan moet hierdie polisie taakspan nou seker maak dat daardie skuldiges vasgevat word, en ons moenie bekommerd wees nie, want hulle gaan nie so skelm wees soos die vorige skelms in die polisie nie, want hierdie ouens gaan aan leefstyl audits onderwerp word. Dawie, jy moet my skeptisisme verskoon. Ja, ek sukkel om jou 'n bietjie positief te kry, maar ek het die idee dat hierdie taakspan 'n bietjie meer effektief is as wat gebeur het tydens die Sonderkommissie net so te loops. Wel, Dawie, ons sit weer eens met 'n kommissie in die vorm van 'n Madlanga kommissie, en daardie kommissies het maar beperkte bevoegdhede. Hulle kan nie 'n strafregtelike vonnis oplê of iets in daardie lyn nie. So niks het verander in terme van die bevoegdhede van die kommissies nie. Ek moet sien wat werklik gaan verander tussen die Madlanga kommissie en die Zondo-kommissie en die hordeskommissies wat voor dit al in die lewe geroep is. Wel, wat my ook duidelik is dat die president probeer goeder sentraliseer, die waterding byvoorbeeld, en dan die back and close. Dit is kommerwekkend. Hy ego natuurlik presies wat sy minister van Landbou John Steenhuisen sê. En dit is dat back and close en die enstof en die verspreiding daarvan moet gesentraliseer word. Ons verwys hier na 14 miljoen beeste wat ingeënt moet word. 2 keer, 1 keer elke 6 maande. Dis 28 miljoen dosisse enstowwe. Dawie, hierdie selfde regering moet baie minder handboeke as dit by skole uitkry. Ek is nie seker of ons hulle kan vertrou om 28 miljoen enstowwe by 14 miljoen beeste uit te kry. Wat is die algemene reaksie van die landbousektor oor hierdie spesifieke benadering? Die reaksie wat ons nou van uit die landbougeleerders, ek verwys hier na SAI, die Suider-Afrika Agri-inisiatief, selfde met TLESA, dat hulle bekommerd is spesifiek oor die sentralisering van hierdie proses. Hulle sê daar moet 'n privaat sektor rol wees, en dan interessant genoeg het Ramaphosa juis, as ons praat oor ekonomiese groei, verwys na die public-private partnership, die openbare privaat sektor vennootskap. Hoekom dit nie ook toepas, daar waar 'n ramptoestand nou verklaar is, daar waar ons duidelik die privaat sektor nodig het? 'n Interessante ding vir my, ek wil graag die kommentaar daaroor lewer, is president het nogal 'n groot gewag daarvan gemaak, die privaat sektor deelname by Transnet, by die hawens, by Eskom, by hele spul ander plekke. Eintlik is dit so half privatisering deur die agterdeur. Ja, belegging in groen energie, infrastruktuur en dies meer. Inderdaad, en ek dink wat dan net belangrik is, en dit moet ons dan nog sien, want hy het verwys na regulasies, en ons weet nog min oor daardie regulasies, maar gaan daardie regulasies werklik die privaat sektor die geleentheid gee om sonder te veel boeie aan hierdie privaat sektor geleenthede op te neem, of gaan daar weer bepaalde regulasies wees wat sekere ondernemings uitsluit? Ons moet maar wag en kyk. Net 'n vinnige laaste opmerking, lyk my ons moet eers 'n ding heeltemal breek voor ons dan werklik die regte goeders begin doen. Dawie, ons moet om 10 jaar lank breek aan
aanhoudend breek en dan gaan ons nog steeds nie terugkyk en sê hy is stikkend. Ek wil nog sien hoe hy reggemaak word. James Kemp, baie dankie dat jy vanoggend weer 'n keer by ons 'n draai gemaak het. Ja, ek moet sê die president sê die regte goeders en is op regte tyd en ek dink sy planne is seker die regte tipe van planne, maar soos ek gesê het, die implementering van die goeders, dis die groot probleem. Ons kyk nou verder in Pretoria en ons kyk nou na Afrikaanse hoër of ek kyk na die Afrikaans meisies hoërskool of Affies, soos al almal bekend staan en daarna praat Charlene met Blue Tech Power oor sonkragstelsels. Afrikaanse Hoërmeisieskool in Pretoria, sommer bekend as Affies, lewer holistiese, waardegedrewe onderrig aan meisies van graad 8 tot 12 met akademiese uitnemendheid, kultuur en sport, emosionele ondersteuning en sterk morele waardes. Die uitnemendheid van die Afrikaanse Hoërmeisieskool Pretoria is nie toevallig nie. Dit is die vrug van doelgedrewe werksetiek van beide onderwysers en ons dogters. Ons matrikulante van 2025 het dit bewys deur die toekenning te ontvang as toppresterende akademiese skool in die provinsie. As presidente van die Afrikaanse Hoërmeisieskool Pretoria is dit so groot voorreg om dogters te lei wat as een saamwerk en waarin ons in 'n omgewing kan wees waar 'n kultuur gekweek word van harde werk. En dit is as gevolg van ons 106 jaar se Affie-tradisie. Afrikaanse Hoërmeisieskool, 106 jaar van toewyding. Gerber Strydom is die bemarkingsbestuurder van Blue Tech Power hier in die ateljee. Baie welkom by ons, baie dankie dat jy hier is. Dankie Charlene. Blue Tech Power, daar is so baie sonkragoplossings in die mark. Wat maak julle benadering anders? Wel, Blue Tech Power moet ek sê wat ons benadering anders maak is ons fokus op persoonlike pasgemaakte energieoplossings vir die kliënte daar buite. So wat ons anders maak is ons gaan uit na elke kliënt toe individueel. Ons doen 'n ontleding van wat hulle elke dag se verbruik is by hulle huishoudings, by hulle besighede en maak seker die stelsel wat ons vir hulle aanbied is presies wat hulle nodig het en wat hulle kan vir langtermyn gebruik. Ja, ons het op die oomblik minder beurtkrag, maar elektrisiteitspryse styg nog steeds. So hoekom moet mense nog steeds voorsorg tref deur byvoorbeeld Blue Tech Power te gebruik? Wel, as ons kyk na die feite, is ons elektrisiteitskostes in die laaste 2 tot 3 jaar amper verdubbel. So die finansiële drukking wat ons ervaar as in huishoudings sowel as besighede is nog steeds geweldig groot. So sonkrag bied vir jou uit daai oogpunt uit tog kragbeskikking of beskikbaarheid, maar wel ook die sonkrag bied vir jou daarom toekomstige, hoe kan ek stel, jy kan toekomstige bietjie kyk na jou uitgawes, jy kan bietjie beheer oor jou uitgawes kry vir die toekoms. En ek dink dis wat ons deesdae wil hê. Ons wil daarom seker maak waarna kyk ons vir die toekoms en ons beheer bietjie ons uitgawes. Gerber, wat ek net gou seker maak, so julle werk met almal, huishoudings, klein saakondernemings, groot sake, julle kan alles hanteer. Ons kan alles hanteer. Ons gaan uit na elke liewe institusie toe, of dit nou persoonlik is of besighede. Ons kyk presies wat het hulle nodig en ons maak vir hulle 'n ontleding wat presies vir hulle gepas is. En daar's nie 'n spesifieke sektor waarop julle fokus nie, landbou byvoorbeeld, julle dek almal. Ons dek almal, ons kyk na wie ook al dit mag benodig en ons gaan uit en ons kyk wat spesifiek het hulle nodig en wat se oplossing en wat se stelsel gaan vir hulle werk. Nou, hoe begin ek om die regte toerusting te kies en hoe kan ek onderskei wat is van 'n goeie gehalte, want almal is nie gelyk gemaak nie. Nee, dis baie waar. So wat ons doen is ons kyk na produkte wat hulle self nou 'n bietjie internasionaal bewys het. Wat baie belangrik is, want jou solarstelsel wat jy insit by jou huis is 'n 10 tot 20 jaar langtermyn belegging. So die gehalte van die produkte wat ons insit, maak seker dat die belegging wat die toeriste kliënte maak, is daarom verseker en hulle maak seker dat hierdie produkte vir hulle in 'n langtermyn kan werk en vir hulle kostes kan bespaar op die einde van die dag. Dra dit nog soveel by tot die waarde van 'n eiendom as 'n mens sonkrag installeer soos 'n paar jaar gelede? Verseker. Ek dink enige eiendomsagent wat jy sal gaan sien sal vir jou sê as daar sonkragstelsels in 'n huis is daar definitief sterker koopkrag wat hulle in die mark beleef, ja. Ja. En wat van julle nasorgdiens as die ding nou geïnstalleer is, hy hardloop vir 3 jaar en nou het ek 'n probleem, kan ek jou nog kontak?
kontak? Ons is verseker daar vir jou. Dis waar ons nou eerlikwaar uitstaan, is ja, ons wil 'n langtermynpad met die kliënte stap. Ons is nie daar vir kort paai nie. Ons maak seker die sisteme wat ons ook insit vir hulle is vir langtermyn en ons wil daai pad saam met die kliënt stap en ook hulle stelsels vergroot, soos wat hulle behoeftes meer raak. Het hulle dalk nood vir ekstra batterye wat moet ingesit word of nog sonpanele wat hulle benodig. So ontbytsake kykers wat vanoggend nog 'n bietjie onseker is, wat kan julle doen as 'n eerste stap om hulle te help? So, vir die kykers wat vandag ingeskakel is, vir die eerste 15 kykers wat in SMS vandag gee ons 'n 20% afslag op hulle eerste bestellings, sowel as 2 sonpanele wat hulle verniet kry by ons. Sowel ons kom uit na hulle toe en ons doen 'n analise op presies wat hulle nodig het wat totaal en al verniet is. So al wat hulle kan doen is hulle SMS die woord power na 43366 en ons kom uit na hulle toe en maak seker presies wat hulle nodig het. Ons kwoteer hulle tot hulle behoeftes. So ek herhaal dit weer, dit is power na 43366 en ons kom uit na julle toe vir die eerste 15 kykers 20% afslag en 2 panele verniet. Gerber Stroudom, baie dankie, dit klink vir my soos 'n Dis net 'n winskoopie. plesier, Charlene, dankie vir jou. Dankie. Ons kyk nou na 'n daily koffie wat seker lekkerder is as koffie in hierdie koppie. Daarna is Pieter de Waal aan die woord om ons van sy volgende sakefokus te vertel. By the Daily Coffee Cafe glo hulle nie in reëls soos ontbyt net tot 11:00 nie. Hier sluit hulle nie die eiers toe nie. Hulle glo in regte koffie, 'n Africa blend bone van Ethiopië en Uganda, plaaslik gerooster en met liefde gemaak. Dis hoekom elke 8ste koppie koffie op die huis is, want goeie klante moet beloon word. The Daily is waar locals ontmoet, waar New York se industriële styl die Karoo se warm huislikheid ontmoet. Of jy nou net werk wil opvang, vriende sien, 'n besigheidsgesprek het of sommer die kinders wil bederf, die Daily is reg vir jou. Daar's altyd iets op die spyskaart, ontbyt heeldag, tuisgebakte koeke en iets groter vir die manne. Met meer as 40 winkels landwyd is daar altyd 'n Daily naby jou. The Daily Coffee Cafe, where locals meet to drink good coffee. Besoek drinkgoodcoffee.co.za. Naam is nooit net 'n naam nie. 'n Naam, 'n reputasie word gemeet nie aan wat dit sê nie, maar aan wat dit doen. Beskerm jou besittings en verseker jou finansiële toekoms. Kontak ons. Goeiemôre. Ontbytsake nooi besighede in die Oosrand van Johannesburg uit om deel te wees van 'n komende sakefokus uitsending wat in die middel van die jaar op Kyknet uitgesaai word. Hierdie sakefokus plaas die kollig op ondernemings in 'n streek waar bedrywigheid, groei en entrepreneurskap elke dag sigbaar is. Dis 'n geleentheid om jou besigheid op 'n toeganklike en professionele manier aan die kykers reg oor die land bekend te stel. As jy in die Oosrand besigheid bedryf en graag wil uitvind hoe deelname aan hierdie uitsending vir jou onderneming kan werk, nooi ek jou om my besonderhede op die skerm te neem en kontak te maak. Ons kan dan rustig gesels oor die moontlikhede en kyk hoe dit vir jou sin maak. Dis ontbytsake is 'n Oosrand sakefokus wat middel van die jaar uitsaai en ek hoor graag van jou. Dankie. Terug na Corlie. Hier op die plaas is ons een groot familie. Ons gee om vir mekaar, net soos verseker. Hulle gee om vir ons moedertaal wat ek regtig waardeer. Verseker, dis baie mense se perfekte keuse. Dis hoekom my baas geen ander versekering hoef te soek nie, want hy weet, verseker staan agter ons en jou ook. SMS verseker na 38437. Verseker jou kar, jou huis, jou besigheid, jou taal. Nou die spek is nou goudbruin en dit het lekker bros gemaak en dan ek gaan dit nou net in stukkies opsny. Nou hier is die botterskorsie ook nou gereed en jy plaas dit net van die bakplaat in die voedselverwerker en dan meng jy dit tot glad. Nou jy kan nou hier opsioneel ook dan natuurlik olyfolie, pasta water of bietjie room byvoeg net om dit bietjie meer glad en loperig te kry. Nou maak seker die pasta is nog warm, dan voeg jy nou natuurlik jou
eierkaasmengsel of jou eier parmesan kaasmengsel by en dan roer jy dit goed deur. Daarna gooi jy die botterskorsie puree ook in die pasta en dien die pasta so bietjie droog lyk, is dit nou waar jy van hierdie ekstra pasta water kan byvoeg. Nou kom ek kyk gou hoe ver kom ek met om vir julle te wys. So ek het so knertjie of so stukkie botter ook hier ingesit en dan hier is my parmesan en die eiermengsel en dit gooi jy dan nou oor en hoekom ek sê die pasta moet nog so 'n bietjie lou wees, is dit kook natuurlik dan nou net die eier ook dan nou gaar. So dit meng jy dan nou goed deur dat hy oral aan die pasta vasklou en die parmesan maak natuurlik daai heerlike dik sous. So ek het hom nou lekker deurgemeng en dan hierso is ons botterskorsie puree en hy gaan natuurlik dan nou net die kleur ook verander wat ons wil hê. Jy moet onthou as jy nou room byvoeg, dan gaan hy bietjie ligter word. Okay, ek gaan dit nou mooier deurroer. Nou as ek terug is, begin ek met die opdiening, maar nou is dit eers tyd, verseker tyd vir bitterlekker musiek met 'n optrede van 'n pragtige liefdesgedig hier in die ateljee. Kyk wie weer kom kuier. Kyk hierso. Alta Strauss en Almeitjer, goeiemôre. Goeiemôre. Heerlik om julle hier te hê. Alta, jy natuurlik jou gedigte praat met die hart. Altyd. En stel ons 'n bietjie van hierdie spesifieke gedig. Die gedig se naam is Liefdeskaros en is natuurlik vir my pragtige man geskryf. En kyk, liewe Here, daai man moes op 'n Sondag gemaak. Hy het sy tyd gevat en vir hom rus gedoen. Daar's nie 'n fout op daai man. Alles is mooi. Mooi uitgekom die kerel. Almy, jy het al 'n klomp of 'n rits van Alta se gedigte getoons het. Hoekom spesifiek hierdie een? Ek dink Liefdeskaros resoneer net met my en dit was vir my so wonderlik om vir hierdie gedig kritik te gee en al op te help. So dis vir my 'n absolute voorreg. Is dit 'n haar? Dis 'n haar, altyd 'n haar. Liefdeskaros. Gooi my toe onder jou karos, skink vir ons 'n glasie wyn. Kom ons gesels oor die winter, wat in bloeisels verdien, pink verdwyn. Want vanaand wil ek vir jou my hart oopbreek, soos 'n oorryp granaat. Jou in vrede van my liefde week, soos vars geploegde grond en goeie saad. Jy's my voorvy, my natrosie, my lewenshaar. My salsa. Want vanaand wil ek vir jou my hart oopbreek, soos 'n oorryp granaat. Jou in vrede van my liefde week, soos vars geploegde grond en goeie saad.
sat. Ek staan vir jou met geen verweer. In goed en nood sal ek jou altyd eer. Nou van 'n liefdeslied tot sake van die hart, nie met Marie Jansen nie. Charlene gesels nou met Endrien van der Byl. Ek kan my indink dat Hendrien van der Byl se praktyk maandag uit sy nate gaan bars. Want daar gaan baie mense wees wat raad soek. Hendrien, jy het voorheen nou gesê dat jou intervensie sien jy eintlik as 'n ripple effek wat 'n impak ook het op kinders. Ja. Hoe het jou ouers se verhouding jou kinderjare beïnvloed en jou idee van wat 'n goeie verhouding moet wees? Ja, ek dink ek het definitief groot geword met 'n prentjie waar hierdie werk eintlik al reeds teenwoordig was. So ek dink die prentjie wat ek gesien het is twee mense wat hard werk aan hulle huwelik. So mense het gesien hoe hulle die goeie tye geniet en hard werk in die moeilike tye. En ek dink dat ek moet sê dat ek dink ergens het ek so 'n bietjie gedink dit lyk asof huwelik dan baie harde werk ook kan wees en ek het so 'n bietjie gedink dat toe ek my man ontmoet, dat omdat ons so verlief was in daai tydperk, dat ons gaan nie so hard hoef te werk nie. Ek het regtig gedink dat duidelik het ons 'n ander tipe verhouding. En toe verrassing. Ja, en toe kom ek agter dat die beginpunt of hoe goed jy begin is nie noodwendig oor hoe maklik die verhouding dan nou plaasvind nie of uitspeel nie. En ek dink dat vir daai rede sal ek altyd dankbaar wees dat om daai prentjie te kon gehad het dat huwelik is dat daar is tye wat mens die werk gaan moet insit. In jou praktyk, wat sien jy? Wie kom vir verhoudingsterapie? In watter stadium van hulle huweliksverhouding is hulle? Gee net vir ons so 'n bietjie van 'n idee. So om daai vraag te antwoord is dat dis regtig 'n hele spektrum. Ek sien mense wat nog voordat hulle getroud is, baie jonk is en definitief in daai verliefdheidsfases. Hulle sit sommer so bo op mekaar wat ek wonder is hulle nou al gereed, maar dit is ongelooflik om te sien wat die werk vir hulle bied. Ek sien mense wat al vir 30 tot 50 jaar al saam is en getroud is, wat al se kinders uit die huis uit is, al kleinkinders het en dan regtig geïnteresseerd is om die werk te leer. Ek dink die meerderheid van op die oomblik en miskien is dit maar net in waar ek in my eie fase van lewe is, maar op hierdie oomblik sien ek maar mense wat so wat ouers is van jong kinders en regtig in hierdie nuwe fase van lewe dan in beweeg en regtig half ek dink gekonfronteer word met dat die huwelik verander na kinders kry en so. Sien julle ook baie paartjies wat regtig voor 'n probleem te staan kom en dan eers kom hulp soek, want dit voel vir my dit is wanneer die meeste mense dit doen. En ons sien nie verhoudingsterapie as 'n normale deel van 'n verhouding gesond hou nie. Ja, so definitief. Ek dink dat ek sien gewoonlik baie kwaai mense daar by my opdaag. Dit is regtig dat hulle hierdie dan as 'n laaste half uitweg sien om regtig die huwelik te red. So dis min kere wat mense opdaag om dit te verryk, dis meer om dit te red. Maar hoekom het verhoudingsterapie so 'n stigma? Hoekom wag ons totdat daar 'n probleem is? Jy gaan gym toe om jou lyf gesond en sterk te hou. Hoekom gaan jy nie terapie toe om jou verhouding gesond en sterk te hou nie? Wel, dis die vraag wat ek dink ons as terapeute ook mee sit, want ek dink net dat dis nie asof mens leer hoe om te swem net om dit te kan gebruik wanneer jy verdrink nie. Mense kan regtig die plesier daarvan uit ook geniet, as jy weet hoe om dit reg te doen. En ek voel maar net dat dit is hoekom ons in hierdie werk is om regtig bietjie iets van daai stigma te kan verander en iets daarvan te kan breek om te sien dat dit is nie net vir krisis nie. Inteendeel wil ons eintlik bietjie argumenteer om te sê dat tegnies weet niemand van ons hoe om verhouding te doen nie. Dit is nie regtig iets wat iemand ons leer hoe om te doen nie. Ons sien maar net hoe dit afspeel en dan maak ons 'n besluit oor hoe ons dink dit moet doen. So jy kan altyd leer. So ons het 'n paar kykersvrae hier gekry en almal van hulle het sof dieselfde tema. Dit gaan alles oor
konflikhantering en dis seker maar ook 'n hoofopskrif in die paartjies wat na julle toe kom, hè. Of dit nou is as gevolg van onvervulde verwagtinge of verkeerde verwagtinge. Maar die een vraag lui byvoorbeeld, hoe hanteer ons die konflik sonder om mekaar seer te maak? Wel, ek dink die eerste skui wat moet gebeur en wat ek dink belangrik is om agter te kom dat ons fokus te veel op die konflik. Ons is geneig om te dink dat as ons net die konflik kan uitsorteer, dan gaan ons weer gelukkig kan wees. Maar ons sien maar net dat konflik is regtig maar net 'n simptoom van iets diepers. So die vraag is dat hoe hanteer jy konflik sonder om mekaar seer te maak? Is dat as jy te veel op die konflik gaan fokus, gaan dit in elk geval half net nog meer pyn veroorsaak. So die skui wat net so 'n bietjie gaan moet gebeur is om te kyk om nie net die fokus op die konflik te sit nie, maar eerder 'n moment van rekonneksie. Want dit is dan nie seer nie, dit is nie ongemaklik nie en is 'n ander benadering. Dis daai metafoor van mense beklei oor die badhanddoek wat op die vloer lê, maar dit gaan nie eintlik oor die badhanddoek nie, dit gaan omdat jy wil hê ek moet dit optel en dit lok iets anders in my uit. Presies. As konflik dan afwesig is dit 'n teken van 'n gesonde verhouding? Dit is rondom 'n ander vraag nou wat ons van 'n kyker gekry het. En dis 'n baie belangrike vraag wat jy vra, dat om te dink dat is omdat konflik so ongemaklik is en soveel seer veroorsaak, is 'n goeie verhouding dan die afwesigheid daarvan en nee. Ons sien maar net dat die konflik is 'n baie belangrike deel van die verhouding en om ontslae te raak daarvan gaan dit nie veel beter maak nie. Net om nie te beklei of om vas te sit nie, maak nie mense ewe skielik nou passievol met mekaar nie. So nie ontslae te raak van die konflik nie, maar leer eerder gesonder maniere om daarmee te werk. Want mense kan eintlik maar baie geïsoleerd van mekaar leef en die konflik ook dan so vermy. Laaste vraag, want dit is daarom Valentynsdag. As daar een klein dingetjie is wat 'n paartjie vandag kan doen om dinge 'n klein bietjie beter te maak. Ja. Natuurlik het ek baie, maar as ek dit moet uitsonder na een spesifieke ding, dink ek altyd my go-to raad sal wees is om ek dink ons is almal so geneig om te probeer fokus om ons punt oor te dra. Ons daag altyd op om te kyk dat is ek seker jy verstaan wat ek te sê het. Maar ek dink die skuif wat kan gebeur is as jy 'n bietjie kan terugstaan en agterkom dat wat 'n groot skuif in die verhouding sal bring, is dat as jy eerder in 'n plek kan gaan om te hoor. Om eerder in 'n plek te gaan dat verstaan ek jou. Het ek jou gehoor in dit wat vir jou belangrik is, nie net om jou eie punt oor te dra nie. So ek dink nogals die wenke wat ek sal gee is dat in plaas van om in 'n posisie van praat in te gaan, skuif eerder na so 'n bietjie na die posisie van luister en sien wat se effek dit het op mekaar. Wees in die plek van hoor. En Drien, baie dankie dat jy vandag kom kuier het en ek wens vir jou ontvangs daarmee baie sterkte. Wel, tyd vir kibersake. En verlede week het ons julle gevra om te laat weet op sosiale media as julle raad van Hendrien en Kobus, ons ateljeegasse vandag nodig het oor iets wat jou pla in jou huwelik. En Letitia Forrie het haar kans waargeneem en sy vra, hoekom moet 'n mens elke 6 maande jou man herinner om iets te doen? Hoekom kan dit nie elke 3 maande wees nie? Wat sê jy, Hartjie? Nee, ek voel daai vraag is 'n bietjie hard. Ek doen alles dadelik. Jy weet, my vrou het nie nodig. Om alles te kry het Letitia ook sommer haar man Gerry getag in die Facebook post sodat hy weet van haar vraag. En Gerry, ek hoop dit wat sy wou gedoen gehad het, is klaar gedoen. So mense sê dit ek kort vra nie. Verlede week het ons saam met die sosiale media persoonlikheid Lisa met die rooi hare gekuier en Gerard van der Merwe het laat weet, Lisa, een van die daar sien ons ontbytsake in 5 minute. Jy kyk om, dan hoef ons nie. Maar natuurlik is dit nie so, almal wil ontbytsake. Nee, hulle sê ons moet dit langer, ons moet stadiger seker. Hy sê toe hom ook baie vinnig by, moenie worry, ek geniet hulle program, sal ontbytsake en Lisa se. En kyk, ek wag om te sien wanneer sy daai geskenkte bottel wyn gaan drink. Nou, het vir jou nuus. Sy het vir hom klaar. Volgende aan die beurt is ons leefstyl sake met Dr. Judy en Celine vra vir haar 'n paar kykersvrae. Jou vel is so uniek soos jou vingerafdruk en Biomedical Emporium se oplossing is so uniek soos jy. Klinkklare wetenskap, beskikbaar uit die liefde vir jou vel. Regte mense, regte vel, regte wetenskap. Dr. Judy Pretorius van Biomedical Emporium is vandag hier om al ons kykersvrae te beantwoord, of soveel soos wat ons kan. Dr. Judy, kom ons spring weg.
die vel rondom my kakebeenlyn en onder my oë is besig om te versag en dit hang so bietjie. Ek het lagplooitjies. Al hierdie goed klink nie vir my vreeslik ernstig nie, maar ek kan verstaan dat dit vir iemand erg is om te sien hoe jy ouer word. Wat kan 'n mens doen? Wel, ek nog nie al jou vrae gesien nie, maar ek is redelik seker 80% daarvan het te doen met teenveroudering of veroudering. Dit is een van die 7 tekens van veroudering is daai laksiteit is 'n probleem. Die densifisering van die vel is 'n probleem. En suiwer hoekom dit gebeur is oordat jy kollageen in die middelste laag van jou vel verloor en dan dis die argitektuur boublokkies wat die vel regop hou en as dit weg is, dan is die massa van die vel wat agterbly, so dit hang. Die plooie, die lyne is langer en dieper. My voorstel is, as jy na 'n produk kyk, soek vir iets wat ons noem 'n kollageenserum, iets wat beskik oor kollageenpeptiede en aminosure saam met hyaluronsuur. Dit gaan dit weer styf maak. En dan is hier 'n vraag, iemand wat wil oorskakel na julle produkte toe. Sy is al 52, watter produkte moet sy kies? Wel, ek gaan nou ietsie kontroversieel sê in die sin van, ek wil jy moet alles koop, maar begin by 'n goeie reiniger. Mense is redelik verbaas om te dink, net dit begin net by goeie reiniger, want jy gaan fisies sien dat 'n goeie reiniger met 'n baie uitstekende aktiewe bestanddeel, gewoonlik een of ander suur, salicylsuur, laktiese suur, glikoliese suur. As jy dit opsit, gaan jy voel met die dooie vel hier op die epiteel gaan heeltemal af en dan gaan alle produkte buitendien beter penetreer. Ja, en dan is die een wat ook praat oor teenveroudering, daar is soveel op die mark. Wat is die een ding wat ek moet kies? Maar jy het nou eintlik gesê 'n goeie reiniger. Ek gaan in my eerste keuse Engels Facial Cleanser, my eerste keuse. Nou, 'n volgende vraag sê, ek het nou al julle produkte 'n geruime tyd gebruik, maar ek het nog nie 'n peel probeer nie. Wat is die woord? Wat is dit in Afrikaans? Chemiese afskilfering. Ja, daai mooi woord. Moet ek dit doen? Is dit regtig nodig? Hoekom ek vir mense sê om dit te doen? Want dit help met daai heel eerste vraag se probleem, die vel hang 'n bietjie. As jy jou vel blootstel aan bietjie sterker bestanddele, 'n alfa-hidroksisuur, beta-hidroksisuur, man, dis kuns in 'n salon. Ja. En dan gaan lê jy net bietjie en jy ontspan en hulle sit van hierdie bestanddele op jou vel, dan gaan jy voel, maar die vel densifiseer, dit voel sommer stywer, die vog bly beter binne en is iets wat jy kan doen 1 keer 'n maand, want jou vel gaan deur 28 tot 30 dae selsiklus en weer eens jou produkte by die huis gaan beter penetreer. Ja, maar ek weet ook daar is 'n reeksie wat jy het, wat 'n mens self by die huis kan doen, hierdie afskilfering. Ja. En dit werk net so goed. Dit werk net so goed, as jy dalk nie lus is om in 'n salonomgewing te wees nie, dan kan jy jou eie chemiese afskilfering by die huis doen, miskien op 'n Sondag aand voor die week begin en dan daarna sal jy ook vind die vel voel sagter en meer vogtig. Iemand wat sê, ek is 50, het nog geen produkte gebruik nie, maar ek kan sien ek gaan sleg oud word. Is daar iets wat ek nou vinnig kan doen? Absoluut, so. Daar's 2 bestanddeel wat 'n 50-jarige moet hê, ononderhandelbaar, is definitief die hyaluronsuur waar ons so baie praat, en retinol, want hyaluronsuur gaan help met die styfheid, die vog in die vel, en natuurlik die retinol gaan help met beter weefselproliferasie. Die spoed van selle wat verdeel van 2 na 4 na 8 na 16 toe gaan nou soveel meer wees, tekstuur gaan optimaal wees. Weet jy wat verbaas my altyd van onderhoude met jou? Jy is so kundig, maar jy is ook so passievol daaroor om mense te help. Baie dankie dat jy vandag weer kom kuier. Dit is altyd lekker om jy te hê. Finansiële sake is volgende en daarbey gesels met Rika en Daniel van Tech Oil, trotse kliënte van King Price. Vier 25 jaar van ontbytsake met ons digitale tydskrif. Dis 128 blaaie van gratis aanlyn leesgenoot of om af te laai. 'n Beperkte aantal harde kopieë, geteken deur jou gunsteling aanbieder, is ook te koop. Besoek ontbytsake.co.za en klik op Sakewinkel vir jou gratis ontbytsake aanlyn tydskrif. En die mense van Tech Oil is Rika Ferreira, sy is 'n verteenwoordiger, en Daniel Baloy, senior tegnikus. Goeiemôre en baie welkom. Môre, dankie. Kom ek begin by jou. Vertel vir hierdie Tech Oil. Wat is dit? Waar kom dit vandaan? So Tech Oil het in 2011 hulle deure oopgemaak. Ons is gebaseer in Randfontein. So ons diens en herstel om en by meer as 1000 transformers per jaar.
So ons natuurlik reg oor Suid-Afrika tot sover as Swaziland. So ons grootste kliëntebasis is maar jou groot termyngroepe, industriële sektore en dan ook local besighede en so aan. Daniel, verstaan ek dit nou reg? So julle is nou olie, so in die transformators is dit julle hoofbesigheid. Vertel 'n bietjie meer, wat doen julle alles? Ons diens en doen repairs op transformers, op myne, fabrieke en al die ander private companies wat daar so buite is. So wat ons doen is, ons kry 'n lei van die kliënte af. Dan kom ons deur nou, gaan ons nou na die plek toe waar daar probleme is met die transformers. En dan kyk ons wat fout is met die transformer. En as dit nodig is, dan vervang ons die transformer. Of ons doen ook olietoetse op die transformers, yes. Want dis wat ons nou doen, ons doen toetse. En dan gaan ons weer terug om oliesuiwering te doen op al die transformers. En olie speel 'n baie belangrike en 'n groot rol in hierdie transformers. Maar dit klink vir my 'n gevaarlike werk. Ja, dit kan nou nogal gevaarlik raak, maar ons tegnikuste is regtig baie goed opgelei, soos Daniel. So wanneer ons tegnikuste uitstuur om 'n probleem te gaan uitsorteer op 'n transformer, dan weet ons dat wanneer hulle werk op 'n transformer, ons kry altyd goeie terugvoer van ons kliënte af. Maar natuurlik met my versekerings, julle is by King Price, sou julle aanbeveel? Ja, ons is al van 2023 af by King Price. So ons oulike makelaar van Omega het hulle aan ons voorgestel. So hulle premies is regtig baie goed. Wanneer ons eise ingedien het hulle regtig baie vinnig opgetree om te help met die uitbetalings of selfs om nuwe bates te reël. So ek sal hulle regtig aanbeveel. Heb jy nog 'n vorige vraag oor transformers of transformeerders? Hoe werk dit? Is dit 'n belangrike rol in die samelewing wat dit speel? Ja, kyk, transformers speel baie groot rol in ons elke dag se lewe. Maar die ding is, die transformer moet afgebring word na krag wat jy reg kan gebruik as 'n mynfabriek of by jou huis. So as die krag van die sentraal afkom, is hy baie hoog. Dis 'n hoogspanning krag wat kom, so hy gaan nie direk na jou huis toe nie. Hy moet eers in die transformer ingaan, dan word dit afgebring en dan kan ons hom veilig gebruik. Dan kan ek hom in die yskas inwerk en in die stoof verwerk. Dan weet julle vanoggend by ons draai is kom maak is Tech Oil se mense, Rika Ferreira verteenwoordiger en Daniel Baloy, senior tegnikus. Dankie dat julle by ons draai kom. Nou vir 'n verpligting vrye kwotasie stuur vir ons die e-pos na. Hier is belangrik, hè? Ontbytsake@kingprice.co.za. Ons herinner julle gou aan Pieter se volgende sakefokus, dan maak Corrie die kos klaar. Ontbytsake projekbestuurder Pieter de Waal doen 'n sakefokus in Boksburg, Benoni en Germiston in die Oosrand van Gauteng. En hy nooi besigheidseienaars van daar om deel te neem aan hierdie uitstekende bemarkingsgeleentheid. Dit word op 4 Julie uitgesaai. Daar is verskeie maniere wat jy die pasta kan bedien. Ek het begin om die pasta met 'n lepel knyptang te wou gebruik op die bord, maar omdat dit hier gestaan het dit nou so 'n bietjie meer opgebreek, so ek het nou geïmproviseer en dit op 'n ander manier gedoen. So jy moet dit nie te veel roer nie, want anders te breek die pasta op en dis wat ek vroeër ook gesê het, as hy nie al dente is nie, dan is die pasta te sag en dan met al hierdie souserigheid, dan breek my lang stukkies nou op. So wat ek gaan doen, ek vat so 2 skeppe van hierdie en jy sal sien ek het van die spekstukkies in die pasta ingemeng. So dan sit ek dit net so in 'n lang werpige vorm op die bord. Dan gebruik ek ek het 'n paar stukkies botterskorsie oorgehou en dit gebruik ek nou net as die garnering en om die smake natuurlik te herhaal. Dan vat ek nou van ons spekstukkies en dit gooi jy ook. Julle, dit is maar nou net die beste om met jou hande te werk. Maak seker dis skoon. Ok, hierso kan ons die herhaling van die roosmaryn. Ek soek net 'n klein takkie, ons kan hom so 'n bietjie opbreek. Kom, kan jy hom daar sit. Bietjie gerasperde parmesankaas kan ons herhaal. En dan hierso, net vir sodat die gaste wonder wat dit is, het ek 'n stukkie gorgonzola of blou kaas. En dit kan jy dan nou net so 2 stukkies bo-op sit. Net so klein bietjie, laat hy nie oor
heersend is nie. En dan swart peper. Dit lyk verseker na 'n heerlike Valentynsbederf. Gaan bederf jou spesiale mense die naweek met hierdie resep van my. Dit is op ons webtuiste beskikbaar. Hierna gesels Dawie met Kobus van der Merwe. My weer om met Kobus te praat. Ek het baie uitgesien hierna, maar dit is so 'n ongemaklike onderwerp om te praat oor die liefde. Veral tussen twee mans, jy weet. Dit is dit nie, dit is 'n moeilike onderwerp vir mans om oor te praat. Is dit dink jy ons kan nie lief hê nie? Ek weet nie, ek gaan jou nou vra, want my siening, kom ek gee vir wat my siening is, dan vertel jy vir my wat is liefde nou eintlik. So ek het so iets wat van 'n darwinistiese siening oor wat liefde nou eintlik is. 'n Darwinisties. Ja, wat ek daarmee bedoel, dit is so half evolusionêre gedryf. Is dit nie? Dis meer dis 'n ding wat deur die natuur gedryf word. Ons is jy het sekere redes hoekom jy lief word, dit het te doen met voortbestaan van die spesies en dis meer ons noem dit nou miskien liefde. Maar dit is tipies wat Darwin vir ons gesê het, is dit nie? Ja, wel ek luister gereeld na jou en ek volg jou advies oor die ekonomie want dit klink my jy het 'n wetenskap, jy het 'n ja, daar's 'n wetenskap daar agter oor ekonomie wat mens kan verstaan. En dis dieselfde met liefde. Alhoewel liefde 'n mooi sielsding is en 'n pragtige ding wat in partykeer van party mense seer is daar 'n wetenskap agter die liefde. En byvoorbeeld, soos om te kyk hoe het liefde ontstaan, byvoorbeeld die opstel van verhouding dat een mens met 'n ander mens oor 'n lang termyn intiem wil leef, wat ons noem monogamie, hoe dit ontwikkel, maar dit was nie voorheen so nie. Ons dink dat iets soos monogamie is, hoe verhouding nog altyd gelyk het. Maar dit het ontwikkel oor tyd, onder andere evolusionêr. Hoekom sal ons as mensdom byvoorbeeld na hierdie vorm toe gaan dat ons een mens wil met 'n ander mens oor 'n lang tyd intiem leef? En deel van daardie, ek sou sê evolusie is 'n aspek, is 'n belangrike aspek, rondom voortplanting, die spesies wat moet voortgaan. Net om kinders groot te maak, is baie beter twee goeter wat op hulle bene loop en twee saam met net 'n baie beter vermoë om kinders deur te kry as een of 'n trop of op hulle eie. So daar is 'n aspek daarvan. Maar 'n groter aspek oor wat gaan aan in liefde is dat, en veral op Valentynsdag, as ek bietjie meer klem daarop kan lê, is dit lyk vir ons die rede hoekom mense hierdie konfigurasie kies van verhouding. Is daar dis is amper in die totale skepping of die kosmos ook ingebou. Daar's 'n diep behoefte na lewendigheid en die uitdrukking van lewendigheid. En lewendigheid is iets, jy noem dit lewendigheid. Ja. Wat is dit? Ja. Is dit jou woord vir liefde? Ek sou sê dis die uitkoms van liefde. Liefde bring mense bymekaar sodat ons die hoogste vlak van lewendigheid kan uitdruk. Kan dit is vergelyk met selfaktualisering op 'n manier? Ja, wel selfaktualisering. Ek verstaan daar's 'n ander aspek daar. Ja, dit sê iets oor jou en dit sê iets oor my, maar waarmee ons nou besig is, wat sê dit van verhouding? En verhouding, om dit dalk so te stel, verhoudings nie of liefde is nie vreeslik geïnteresseerd in jou selfaktualisering nie of my selfaktualisering nie. Want iewerster as ons moet byvoorbeeld aktualiseer of ek moet 'n self hê of ek moet my sê laat deurkom. Iewerster moet ek hoër wees as jy, terwyl verhouding wil hê dat mense op 'n gelyke vlak bymekaar kom met die hoogste potensiaal vir lewe. So wat jy vir my nou probeer oortuig, as ek nou die opmerking maak dat hierdie is 'n evolusionêre uitkoms, hierdie is die ding wat ons noem liefde, en dit is eintlik, sê jy dit is nie so nie, dit is eintlik iets baie meer, en laat ons hierdie sosiale strukture tot stand gebring het, wat dit eintlik nodig maak, om saam met 'n enkele persoon vir baie lank saam te lewe. Maar dit skep 'n dilemma, so ek sê. Want natuurlik, hulle noem die ding hierdie 7-year itch byvoorbeeld. Ek stem saam, jy het twee mense nodig om na 'n kind om te sien byvoorbeeld in 'n verhouding te hê, en daar's allerlei sosiale voordele daarin. Stabiele gemeenskap daar te bou om 'n verhouding tussen mense te ondersteun en te handhaaf en voor te bou. Maar daar is tog, ek meen na 'n paar jaar dan stomp dit af.
dan begin die oë te dwaal en dan werk dit nie meer so lekker nie. Wel, as ek net so vinnig, daar's 'n agenda in liefde. Hierdie ding wat ons noem liefde. En hoe jy byvoorbeeld liefde sien is, jy raak nie so op enige mens verlief nie. Statisties raak jy op wat die meganisme van verliefdheid of aangetrokkenheid trigger. Statisties raak jy so op 1 in elke 24.000 mense is die moontlikheid dat jy op iemand kan verlief raak. So jy loop verby 23.999 mense, dit maak jou niks. En eendag stap jy in 'n ateljee of iewerster en wag. Hoeveel is daai nommer? 24.000. 1 in elke 24.000 maar dit kan nie wees nie. Okay, dit is nou 'n nommer, so dit verstaan ek nou makliker. Want ek meen die kans dat die 24.000 mense in jou lewe gaan teekom oor 'n relatief kort tydperk is baie min. Wel, jy stap in die straat af, jy sit in 'n stadium, jy sit jy gaan rugby toe. Kom ek sê dit so. Ek dink enige twee redelike mense kan 'n verhouding tot stand bring. Kan daar 'n verhouding handhaaf. Dis definitief waar. Jy kan 'n verhouding handhaaf. Nee, maar ek bedoel nou 'n baie intieme verhouding. Ek bedoel 'n man-vrou, 'n liefdesverhouding. Wel, jy gaan nie nou verlief raak op mekaar nie. Nee. Kans is nie goed nie. Daar's 'n aangetrokkenheid inskop. Ek praat daarvan dat op wie raak jy verlief en op wie jy verlief raak. Die persoon wat die stelsel van verlief of aangetrokkenheid trigger, is die persoon wat jou gaan terugroep tot die volste vlak van lewe. En as ek 'n praktiese voorbeeld daar kan vat, net om terug te kom na aktualisering toe, is jy gaan nie, die agenda van die liefde is nie primêr geïnteresseerd om jou gelukkig te sien nie. Die agenda van die liefde is primêr geïnteresseerd om jou volledig lewendig te sien. 'n Voorbeeld daarvan is 'n stil mens raak nie op 'n ander stil mens verlief nie. Twee stil mense gaan mekaar vreeslik gelukkig maak en hulle gaan aktualiseer of wat hulle ook al aktualiseer wil noem. Oor-emosionele mense raak nie op oor-emosionele mense verlief nie. Dit is mense wat verskillend is. 'n Stil mens raak op 'n praterige mens verlief en daar is 'n hele proses wat afspeel. In die verlief word die verskil onderdruk. So almal praat lekker, stil mense praat ook lekker as jy vol endorfine is, wat ons nou lekker op Valentynsdag vier. Pragtig en mooi. Maar iewers gaan dit verby. En as dit verby gaan, dan word jy nugter en daar begin die werk. En maar dis wat ek my volgende vraag is. Wat doen 'n mens as daai mes begin stomp raak? Wat doen mense as daai vlammetjie begin Wel, hoor dit jou taal, die mes raak stomp of die vlammetjie gaan af en dit het niks daarmee te doen nie. Die mes bly skerp, hy bly vlamskerp. Dit bring twee as die agenda geluk is, dan moet jy dieselfde mense bymekaar bring, soos twee stil is. Hulle gaan gelukkig wees. Maar omdat die groter agenda lewe is, moet jy verskil bymekaar uitbring. En wat begin gebeur is die mens raak nie stomp nie, die verskil daag op. En dit is nie net iets wat in huwelik gebeur, dit is iets wat in die samelewing en politiek oralster gebeur. Ons het nie die vermoë ontwikkel om die anders as ek, die verskil op 'n gelyke realiteit te kan hou nie. En dieselfde in huwelike. En wat ons moet leer as mensdom, as jy nou evolusie wil praat, ontwikkeling wil praat, is ons moet ons vermoë ontwikkel. Hoe kan ek met 'n ander realiteit as myne op 'n gelyke vlak leef? So as ek stil is en jy praat so baie, jou nie te sien as oor-emosioneel of moeilik en dan onttrek nie, maar hoe kan ek in dialoog met jou tree, in verhouding met jou tree, sodat ek my eie stem kan terugkry, so twee mense kan 'n gesprek kan hê, of 'n hart kan hê, of intelligent kan wees, of bekwaam kan wees. Is dit moontlik om daai vlinders van die eerste dag, of die eerste week, of die eerste jaar dan nou, is dit moontlik om daai vlinders in die maag, daai maalkop gevoel te kry, weer 'n keer? Is dit moontlik om dit te handhaaf tussen twee mense vir letterlik vir jare en dekades selfs? En wat is daai resep? Hoe doen mense dit? Hoe doen mense dit? Die antwoord is ja, definitief. Maar op 'n ander manier. Op Valentynsdag, as mens nou verlief is en jy's nou 'n jong verhouding en 82-jarige mense kan ook in 'n jong verhouding wees. Dis 'n kort verhouding. Aan die begin is mens vol vlinders want daar gebeur goed in jou brein, jou neurobiologie wat vir jou daai gevoel skep. Ja. Maar daar's iets beters. As mens dit kan regkry deur 'n aanvanklike fase te kom waar jy verlief was, dit gaan verby. Jy gaan deur wat ons noem 'n magstryd. Jy leer gereedskap, want mens moet gereedskap leer. Ons het nie gereedskap geleer nie. Jy leer gereedskap om dialoog te wees. Jy doen die werk waar mens jou volledige menswees terugkry. Jou heelheid, byvoorbeeld ek word net verlief op iemand wat lekker lag nie. Ek kry my eie lag terug. Ek word net verlief op iemand wat dink nie. Ek kry my eie brein terug omdat ons met mekaar gewerk het. Daai twee mense met hulle heelheid wat mekaar ontmoet, daardie liefde wat jy daar kry, is baie beter as vlinders op jou maag. Daar is iets, ek wil nou 'n groot stelling maak, daar is iets beters as verlief aan die ander kant. Maar dit vat pare so ongeveer
minstens 8 jaar na 18 jaar om daar uit te kom. Regtig waar, ek sal nie sê dit vat so lank om daar uit te kom nie, maar jy moet die werk gaan doen. Jy moet 'n reis kan saam reis om mekaar so te kan ken dat ek jou in jou volledige menswees kan geniet en jou nie jou verskil probeer veg of verlaat of dreig. Kan ek woorde gebruik soos respek en vertroue? Is dit woorde wat daai verhouding beskryf op die een of ander manier? Wel, ja, woorde wat ons gebruik is veiligheid, emosionele veiligheid, konneksie, gelykheid, dialoog, want dis nie altyd lekker nie. Dit is, as mens daardie tipe van werk doen, en ek kan jou ken, ek hoef nie te hou van wat jy doen nie, maar ek ken jou en ek kan jou in equality hou en in dialoog daarmee bly, dan kan die liefde gebeur. Kobus, dit is regtig lekker met jou te gesels. Ek sou graag baie langer met jou wil gesels, want dis 'n onderwerp wat my absoluut fascineer. En Drien moes nou alreeds gegaan het, maar Kobus, baie dankie. Dit was nou baie lekker geweest om met jou te gesels. En Hartjie, het jy ietsie vir? Hartjie, my Hartjie, my lief. Ons daar sê ek het gewag vir. Ons stuur vir jou hier weg. Nie sommer net so nie, met 'n heerlike bottel van hierdie Leeuwenkuil Rosé. Leeuwenkuil Rosé en 'n lekker leersak van ons vriende by Boot & Rally in 'n getekende tydskrif wat jy bietjie kan deurblaai. Vol liefde. En 'n ontbytsakebekertjie. Dankie. Baie dankie dat julle by ons kom kuier. Baie dankie. Volgende week kuier ons saam met die skrywer en aktrise Desiree Gardner, bekend vir haar rol as die skreeusnaakse Magda Lou. Dit gaan Magda beter daar. Nee, David, voel jy nou meer liefdevol na vol? Julle meisies is natuurlik. Maar dink jy hongerte is 'n emosie? Nee, dit is absoluut. Dis die grootste vorm van liefde. Gratis advies gekry vanoggend. Ja, ek het. Nee, dit was baie insiggewend. Ek moet vir sê as hongerte 'n emosie is, nou dan word daardie spesifieke emosie vir my nou behoorlik aan aandag gegee. Ek eet nou baie stadig. Dit beteken dis lekker. Ek dink my man het ooit daai emosie in ons huis. Maar dit is nodig nie. Nee, want hy stop by die huis en koop voor hy by die huis stop, koop hy McDonald's. Ja. Ek spot. Jy gaan nie volgende week kos nie. Jy gaan nie volgende week. Hoorie net, ek is allergies vir blou kaas, hoor. Ek wil maar net dit. Dis my laaste episode gewees. Bye. Bye.